Boerevolk, voor ons oë gaan die voorspellinge in vervulling. En ons kan sien die tekens. Ek sê altyd, daar is altyd 'n aanloop voor 'n ding. Ek weet nie of julle kan onthou, in die jare terug was daar so 'n program op Discovery of so, waar hulle vir jou sê, 'n uur voor 'n groot ramp getref het, 'n sneltrein omgeval het, of 'n groot treinongeluk, of 'n brug ineengestort het, of wat ook al. Wat het 'n uur voor die tyd gebeur? Dan gaan hulle deur al die stappe, dan kan jy sien, wat het gelei tot daardie ramp. Nou hier het ek vir jou 'n baie belangrike stukkie van die legkaart, wat jy kan sien, wat gaan lei tot die bomontploffings, wat ons gaan sien in Johannesburg. Dit is geprofeteer deur Schiener, Nathan Hambert verwys daarna, Blikstemdromer verwys daarna, dat die migrants Johannesburg sal oorneem en dit vir hulle 'n basis maak. 'n Militêre basis. Maak nie 'n fout nie. En luister mooi na hierdie beriggie. Nou wat is die datum van vandag? Ek wil dit bysit, 7 Desember. Nou hierdie beriggie het nou onlangs gebeur. 2 male foreign national suspects bust for possession of illegal explosives worth 2.5 million rand along the N1. So die polisie trek hierdie taxi af. Hy lyk soos 'n taxi wat afgetrek is, 'n Toyota Quantum, met 'n ou trailertjie. Hulle trek hom af en die polisie doen 'n roetine deursoek van hierdie trailer en die voertuig. En luister op wat kom hulle af. Mooi man. 7 bags full of explosives. 2150 connector fuses. 40 detonator cords. 247 blaster cartridges to the street value, en die amount is dan nou 2.5 miljoen rand. Nou, luister mooi. Nou moet 'n ou begin dink. Nou moet jy nugter dink, jy moet kritiese vrae vra. Goed, wie het 2.5 miljoen rand om te betaal vir plofstof? Waar kom die geld vandaan? Maar die geld moet iewers vandaan kom. Ons kan redeneer, hierdie het dalk te doen met die Zamas, wat grawe ondergronds en areas wil oopskiet, maar ek twyfel. Ek dink wanneer dit inkom, sal dit nie soveel wees nie, dit sal bietjie plofstof wees. Hierdie is iets heeltemal anders. Hulle sê dat hierdie taxi, this vehicle was from Zimbabwe, heading to the Gauteng province in Johannesburg. So, aan wie moes hulle dit gaan aflaai het? Wie het geld om te pool, om by mekaar te sit vir 2,5 miljoen rand? En hoe is hierdie gelde betaal? Hulle het ons nou toegang tot al die bankrekenings. Gaan hulle nou uitvind hoe dit is, of is dit nou net die blankes wat gekyk word vir gelde? Ek vra maar net. Ek meen, hulle het ons nou die toegang. Ek sal graag wil sien wat in die hof gebeur. Hierdie ouens gaan nou in die hof verskyn. Hulle is 2, hulle is seker swart, ek meen, hoe anders dan? Nou, en die vraag is, waarheen was hulle op pad? Wie is die ouens wat hierdie plofstof in ontvangs sou neem? Wat is die plan met soveel plofstof? Dis mos nie vir myne nie. Ek meen, dink by jouself. Hierdie het te doen met massiewe destabilisasie van die land. En die feit dat dit in Desember inkom, is dit dalk vir die nuwe jaar, of gaan hulle dit iewers berg, al het dit nog 10 jaar? Ja, wel, net 'n sot sal dink, dit gaan nog lê. Ek dink dit kom in, sodat dit nou kan versprei word, en nou mee gewerk kan word. Die voorspellings is gemaak van hoe die bomme sal ontplof in Johannesburg, en ek dink dit sal nie net beperk wees tot daar nie. Maar Johannesburg is die groot teiken. Hoekom? Hoekom sou Johannesburg die groot teiken wees? Die regering se administratiewe hoofkwartier is in Johannesburg. Dit was altyd Pretoria, hulle het alles oorgeskuif Johannesburg toe. Reg? Al die groot departemente sit daar, die regering sit daar, hulle toeliehuis is daar, die aandelemark is daar, die goudmyne is daar. Sien as jy 'n interessante ding, hy sê, hulle wou by Rustenburg 'n groot kamp oprig. Maar toe besluit hulle daarteen, toe gaan hulle daarmee na Johannesburg toe. Is iets wat hy duidelik sien. Nou ja, hoekom sou die eerste fokus Rustenburg wees? Dit gaan oor daai groot myne daar.
Want daar is baie myne. Ek weet nie wanneer laas was jy daar in Brits en Rustenburg se omgewing nie, my ou maat, maar die myne loop daar. Al die jare het hulle hulle het geweet wat lê onder die grond, hulle het ons net nooit gesê nie. So nou dat hulle pas, dan maak hulle die myne oop en dan ontgin hulle. Nou myne is baie belangrik. Ouens wat myne besit of areas dan in inpalling, revolusionêre magte beheer daai myne. Daardie myne se gelde, se inkomste kan gebruik word vir die koop van wapens, toerusting, wat jy ook al om jou terroriste magte in plek te hou. Suid-Afrika is besig om te verval in totale anargie. Dis net 'n kwessie van tyd. Daai sot wat so gestaan en lag het by die G20, dan sit hy so in giggel, soos 'n klein dogtertjie. Ou Cyril, die sot. Hy weet baie goed wat is besig om te gebeur. Hy het sy ontsnappingsplan is reg. Dis hoekom hy nou al begin praat van hy is bereid om te bedank. 2 jaar terug, toe sê ek vir julle, Cyril Ramaphosa gaan die land uitvlug en ons los met die hele gemors. Nou julle, ek het 'n video gemaak, gaan soek hom, hy's hier op die stelsel. Ek het dit nie gemaak, ek het dit gemaak einde 2023 in Desember maand. Ek het nog 'n datum bygesit. Nou is ons 2 jaar verder. Reg. En die sot begin vir jou vertel, hy dink hy sal nou maar bedank. Hoekom praat hy so? Hulle noem dit predictive programming. Hy is besig om ons voor te berei op die feit dat hy gaan weghol. Ek het gesien hoe hardloop hy, en hy gaan ons los met al die skuld en al die gemors en al die drama. Die oomblik as sy kop op die blok is hy 'n goner. Ek hoop hulle kry hom daar op die ander land en elimineer hom. Ek hoop so, of hulle moet hom voor die Den Haag, voor die hof sleep, vir misdade teen die mensdom. Maar hoe dit ook al sy, die ANC weet wat aangaan, hulle is nie onnosel nie. Hierdie inligting is lankal al vir hulle gegee. Die vraag is, wat gaan hulle doen? Wel, hulle gaan na hulle eie basse omsien. Die polisie sal die sleutelpunte oppas. En jy en ek, wel, jy en ek is collateral damage. Ons tel nie, ons is nie belangrik nie. Hoor wat ek vir julle sê, hier kom 'n terroriste aanslag soos min. Die myne is baie belangrik, so magte, militêre magte, paramilitêre groeperings, terroriste groepe wil graag areas besit waar myne is, want daarmee kan hy handel dryf. Dit is iets wat hy kan hou as 'n token, as 'n gijs. Dit is iets wat hy kan hou as 'n gijslaer. En daarmee kan hy handel dryf. Gaan kyk mooi hoe lyk dit daar bo in Goma. In die DRC, daar op die grens van Rwanda, waar hulle beklei vir myne. Dit het niks te doen met die populasie nie, niks te doen met geen ander ding behalwe die myne nie. Want die myne, daardie goed kan verkoop word, daai minerale, en daar's genoeg sotte op die swartmark wat dit sal koop. Niemand gaan vra waar kom dit vandaan nie. En dan sal dit verkoop word, en dan word wapens gekoop, en nog wapens word ingevoer. Suid-Afrika staan op die land van massiewe destabilisering. En my persoonlike opinie is, wie sit agter hier? Wel, ek dink ISIS sit agter dit. Ek dink die Mossad sit agter dit. Die CIA en die MI6, die Britse intelligensiediens. Ek dink daar is so baie ouens wat 'n vinger in hierdie paai het, hulle beklei almal hier vir 'n kansie. Dis my persoonlike opinie. So die magte gaan toeslag op Suid-Afrika, en dit staan absoluut in jou Bybel geskryf. As jy verstaan, die Bybel praat van Jerusalem, dan praat hy van 'n volk en nie van 'n plek nie. Dan sal jy verstaan, Jerusalem is die boerevolk. Juda is die boerevolk, Sion is die boerevolk, Berg van Sion is die boerevolk. En wat sê hy? Hy sê, die nasies het vergader om Jerusalem. Hulle het opgetrek teen Jerusalem. Dit het niks te doen met die klomp Jode daarbo nie. Niks nie. Dis die Jode daar wat die oorlog maak. Dis die Jode daar wat optrek teen die ander nasies. Wat ons hierso sien, is 'n profesie wat besig is om in vervulling te gaan. Die revolusie wat hulle wou uitstel in 94, ons moet nou oorgee, want daar gaan 'n revolusie wees, ons gaan almal doodgemaak word. Daai revolusie is nou uitgestel, 30 jaar later, nou is daar nie meer 'n polisie en 'n weermag nie. Daar is sy volk, hulle het julle belieg en julle het vir dit geval. Nou is dit so. Nou gaan ons slaap op hierdie bed.